Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 11de Februarie en Koffiekuier 916. Nou, ons gesels vanoggend weer saam oor Lukas 5 vers 1 tot 11. Dis die gedeelte waarby ons ook afgelope Sondag in ons eredienste stil gestaan het. En julle sal onthou, die van julle wat aanlyn ingeskakel het, dat ek Sondag ook gesê het, anders as wat die perikoop opskrif hier in ons 83 vertaling Bybel sê, die roeping van die eerste disippels, dink ek nie ons het met 'n klassieke roepingsverhaal hier te doen nie. Daar is van die disippels wat Jesus letterlik by die naam roep en sê, volg my, los alles, kom net so agter my aan. Ons dink aan die roepingsverhaal ook van die profete in die Ou Testament, Jesaja byvoorbeeld, wat die Here dan nou vra, wie sal ek stuur? Dan sê Jesaja, hier is ek, dan stuur God hom, ons nou na mense toe met sy boodskap. Maar in hierdie gedeelte wat ons Sondag saam gelees het, is daar nie 'n roeping nie, daar's nie 'n appel om te sê, kom nou en volg my nie. En ek wil vanoggend weer saam met jou hierdie gedeelte rustig deurlees, en ek wil vir jou vra om jou in te leef in daardie situasie, asof jy self daar was by die meer van Genesaret. Lukas 5 vers 1 sê, op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan, en die skare vorentoe beur om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het hy die skare vanuit die skuit geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diepwater toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon hom, ons het die hele nag deur gesoek sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat het amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. Nadat hulle die skuit op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Nou, natuurlik, vriende, lees ons hier dat Simon Petrus, Jakobus en Johannes, dat hulle volgelinge van Jesus geword het. Maar Jesus roep hulle nie. Jesus sê eintlik, na my mening vir hulle, gaan net en gaan doen wat julle moet doen. Gaan vang weer vis. Nou, as 'n mens jou in hierdie situasie inleef, dan moet jy vir jou daai prentjie sien. Hier langs die meer van Genesaret, see van Galilea, is daar 'n klomp mense, hulle wil hoor wat Jesus sê, en hulle kom nader, en hulle drom nader, dalk soos ek ook al 'n bietjie hardhoorend, almal wil nader aan hom kom, en dan besef Jesus, maar hulle gaan hom in die water in laat loop. En hy sien hierdie 2 skuite, waarvan die vissers daar op die strand besig was om hulle nette uit te spoel en skoonmaak. Hulle het nog die hele nag lank probeer visvang. En nou maak hulle reg sodat hulle vandag, die volgende nag weer sou kon uitgaan. En Jesus klim op die een skuit en vra vir Simon Petrus, stoot hom net so, roei net so eentjie van die kant af weg. En dan lees ons dat in vers 3 se tweede deel, nadat hy gaan sit het hy die skare van die skuit af geleer. Nou, wat dit is wat Jesus met die mense oor gepraat het, dit weet ons nie, ons kan bespiegel daaroor. Vermoedelik kan die mens aflei dat nadat hy in Nasaret ons nou gepraat het oor God se koninkryk is wat anders is as wat die Jode dit verwag het, dat hy daaroor eintlik verder gepraat het oor wat beteken dit om in God se koninkryk te wees. Maar Jesus het hulle geleer en toe hy klaar gepraat het, sê hy doodeenvoudig vir Simon Petrus, jong, gaan probeer weer visvang, vaar uit diep water toe en gooi hulle nette in. En ons ken die reaksie van Petrus. Petrus wat sê, meneer, nou meneer was in daardie tyd 'n aanspreekvorm van iemand wat jy nou dink is 'n geleerde, wat dalk 'n geleerde sou wees soos proffie of weet hoe ook al. Meneer, ons het die hele nag vis gevang. En ons het niks gekry nie.
Maar, en dan onthou Petrus ons wat in Lukas 4, vers 38 en 39 gebeur, waar Jesus sy skoonma genees het. Dan sê Petrus, maar ek sal nie 'n kans gee. So asof hy wil sê, jy is geleerd, jy hou jou geleerd, van visvang weet jy dalk nie baie nie, maar ek sal jou 'n kans gee. En ons ken die verhaal verder, vriende. En dan daardie aangrypende woorde in vers 8, Lukas 5 vers 8, waar Petrus tot hy besef kom van wie Christus werklik is. Nie die een wat toevallig sy skoonma genees het, maar wat ook hier 'n wonderwerk laat gebeur. Sy teenwoordigheid wat wondere verrig. En dan val Petrus op sy knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Vriende, en so hierdie gedeelte wat ek vanmôre dalk met jou so 'n bietjie wil gesels. Ek en jy kan baie goed oor God weet. Ons kan baie goed uit die woord van die Here uit bely oor die drie-enige God. Maar wanneer ek en jy werklik besef wie God is, Vader, Seun en Heilige Gees, dan oorweldig dit 'n mens eintlik. Dan kan jy eintlik nie anders as om op daardie punt te kom waar jy neerval voor hom en sê, Kyrios, Here, ek kan nie voor U staan nie. Here, U is by my betrokke. U is goed vir my. U genade is groot vir my. Al daai goed kan ons opnoem, maar my Here, ek kan nie voor U staan nie. Dis die besef dat dit nie maar net 'n slim geleerde meneer is nie, maar jou Here wat voor jou staan. En dan die wondervriende van die evangelie, die goeie nuus van die evangelie, dat Jesus dan nie daar vir Petrus sê, ja, jy het my mos vind, kyk nou, ek het jou nog, nee. Wat Jesus vir Petrus doodeenvoudig sê, is moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En as ons oor roeping dink, vriende, dan is dit die kern van enige gelowige se roeping. Nie om 'n klomp goed te moet loop doen nie. Dit is 'n uitvloeisel, dis 'n gevolg. Ons roeping is om te erken dat Jesus God is. Om te erken dat hy my Here is. Die een wat heerskappy oor my lewe voer. Om wat punt te kom wat ek sê, ek gee oor, want U is die een. Dis ons roeping. En of jy dan nou betrokke is by 'n sopkombuis, en of jy gaan om die evangelie te verkondig, as jy sendingwerk gaan doen, wat ook al, dis die praktiese uitvloeisel van ons roeping om kinders van God te wees. Mag ek en jy dit beleef, elke dag. Dis die skuif in die missionale teologie, om te sê, 'n kerk, 'n gemeente, het nie 'n klomp sendingprojekte en goed daar buite nie. Die kerk is missionaal. Omdat God in die kerk is, omdat God in my en jou lewe is, omdat ons sy kinders is, het ons 'n roeping. Ons kan dit net prakties uitleef elke dag met wat ons ook al doen. Mag ek en jy dit elke dag doen. Vader, ons eer U dat U ons koning is. Here Jesus, dat U die Kyrios is van ons lewens, die Here, die een wat heerskappy voer in ons lewens. En nie heerskappy met 'n gesindheid van ek sal hier in gebied en rondstuur, maar dat U vir ons sorg, dat U ons belange op die hart dra, dat U vir ons die beste wil hê, dat U vir ons wil laat ontdek wat dit beteken om kind van God te wees. En o Heilige Gees, ons weet dat U die een is wat dit in ons harte en gedagtes bewerk. Daarom eer ons die Vader, Seun en Gees vanoggend. Ja, Here, ons het 'n roeping. Ons het 'n roeping om U kinders te wees. En omdat ons hierdie roeping het en uitleef, daarom doen ons 'n klomp goed in die koninkryk. Seën ons ook daarmee. Dit bid ons in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Dinsdag verder. Ons gesels Vrydagoggend soos gewoonlik weer. Mooi loop.